Pinkster, en as jy dink aan leeg, wat se emosies kom by jou op? Dink gou by jouself. As jy dink aan die woord leeg wees. Elkeen van ons beleef ander emosies, dit hang af van wat se omstandighede ons kom. En ek besef, wanneer dit kom by 'n foon, wanneer hy leeg is jong mense diep depressief. Diep, tussen verskriklik. Of dit kom by jou beursie. En van julle sê, nothing new. Ek ken daai ene. Ons weet hoe werk hy. Dit is 'n gewoonte aan. Daar's van julle, as jy 'n leë Coke-bottel kry, dan kry jy onttrekkingssimptome. As jy daai bottel oopmaak en daar's nie, jy druk hom so SARS, jy druk hom, maar daar kom niks uit nie. En ek dink die ergste vorm van depressie is, as jy in jou kar ry en dan ping, en daai rooi liggie gaan aan en dan, impossible. Veral as jy diesel ry. Dis verskriklik. Dis soms heel oké, as sulke goed leeg raak in ons lewe. Ons kan dit handle, want ons is al deur dit. Ons almal se karre was al leeg, ons almal se beursie was al leeg, ons almal se Coke was leeg, jou foon was al pap. Ons almal ken dit, en ons het deur dit gekom en ons is hier. Maar daar's heeltemal iets anders in die lewe. Wanneer jy hier leeg voel. Wanneer jou emosies leeg is. Wanneer jou hart leeg is. Ons weet nie om dit te handle nie. Hoekom voel ons soms hier leeg? Wat's die rede? Dat ons harte en ons lewens soms leeg voel. En wat het die Heilige Gees, wat het Pinkster nou eintlik met daai leeg gevoel te doen? Wel, dis eintlik hier waar ons die belangrikheid in die leegheid besef van die Heilige Gees in ons lewens. En ek wil iets met julle deel vanoggend rondom dit, en vir ons om Pinkster beter te verstaan, gaan ons moet teruggaan tot heel in die begin. Moet ons teruggaan na Genesis toe, om iets te verstaan, hoekom voel ons as mens soms leeg? En ons ken die storie, waar God die mens gemaak het, hulle is in die tuin, hulle is in die paradys, en hulle is in God se teenwoordigheid. En ons lees die Bybel dat God het in die middag saam met hulle kom stap, God was by hulle, met hulle, hulle was in God se teenwoordigheid in die paradys. En sonde kom, en sonde maak dat God toe die mens uit die tyd uit wegjaag en sê, julle kom nie weer hier nie, want ek en sonde kan nie by mekaar wees nie. En die mens is toe aan die buitekant van die paradys, buitekant die tuin, en die Here sit engele daar om die tuin te beskerm, vir hulle as mense sê, julle kan nie weer teruggaan nie. Julle is nou uit God se teenwoordigheid uit, as gevolg van sonde. Maar die mens is gemaak om by God te wees. Dis ons begeerte, dit is 'n verlange in ons hart, is om naby hom te wees. En toe die ding die Here maak, want hy moet weer naby sy mense kom, en hy gee toe vir die volk opdrag van, nou kan hulle 'n tempel of 'n tabernakel bou, wat 'n tent wat tydelik is, so wat hulle trek, vat hulle hierdie tent, die tabernakel oral saam, slaan hom op in die middel van die woestyn, nou dis God se teenwoordigheid daar. Nou trek ons, nou slaan ons God se teenwoordigheid weer op, en God se teenwoordigheid is heeltyd buite. Dis heeltyd buite die mens, dis altyd ver, eenkant. Ons kan naby kom, maar dis nie hier nie. Want ons is gemaak dat dit moet hier wees, naby wees, in ons wees. Maar dit kan nie, as gevolg van sonde. En God kom gee belofte, heel in die begin, in Genesis 3, waar God kom en hy sê, daar gaan 'n dag kom, laat ek iemand gaan stuur om sonde vir altyd te kom oorwin. En hy gee die belofte van sy seun. En reg deur die Ou Testament in die Bybel lees ons, laat daar klomp profesieë is van die redder, die verlosser van Jesus wat gaan kom, meer as 300 van hulle. Van profesieë van Jesus wat gaan kom, om hierdie verhouding met God weer reg te maak, te herstel. Maar dan lees ons so deur die Ou Testament, oomblikke en geleenthede waar God ook teenwoordig is by mense, waar hy tog sy gees gee om op mense te kom. Dit het gebeur met die profete, met sekere konings,
met party van die rigters, het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het wonderwerke verrig, en hulle het God se teenwoordigheid op 'n ander manier beleef as die res van die volk. Maar dit was altyd net tydelik. Maar dan lees ons 'n profesie in Joël die profeet, in Joël 2 van die Heilige Gees wat weer gaan kom, wat vir alle mense dan gaan wees. Dan lees ons die volgende in Joël 2 vers 28 sê die Here, ek gaan my gees uitstort op alle mense. Hier kom die groot belofte van, daai gaan weer herstel word. Laat God nie ver is en eenkant is en laat die Heilige Gees net werk in sekere mense en op sekere mense met profete en konings en rigters. Nee, dit gaan vir alle mense wees en dit sluit vandag jou en my ook in. Hierdie wonderlike belofte. En Jesus se koms aarde toe. Toe hy op aarde was hy vervuld met die Heilige Gees. Toe hy het gelees van die Heilige Gees het hom neergedaal in die vorm van 'n duif en hy het van daar af begin wonderwerke doen. Hy het van daar af begin leef en leer oor God se koninkryk. En Jesus se lewe het vir ons kom wys as mens. Dis hoe 'n mens eintlik moet leef. Dit was God se plan in Genesis. Die manier hoe Jesus leef, die manier hoe hy opgetree het. Dit was vir ons 'n heenwyse van, dit is eintlik hoe ons lewens veronderstel is om te wees op aarde. En na Jesus se dood, sy opstanding, en net voor sy hemelvaart, kom Jesus en hy sê die volgende. In Handelinge 1 vers 8 lees ons in die boodskapvertaling, sê Jesus, God gaan met sy groot krag in julle lewe werk, wanneer die Heilige Gees na julle toe kom. Nou is dit nie meer op ons nie, nou is dit binne in ons. En Jesus sê dit self, hy sê ek gaan opvaar, maar nou gaan ek my Gees gee, en hy gaan binne in ons kom bly. Hy gaan nou hier binne in ons wees. En dit is wat Pinkster is. Met Pinkster is dit die aanbreek van hierdie nuwe tyd wat kom, vir 'n hele nuwe seisoen vir ons as mens, en vir ons as kinders. Ons is weer herstel in ons verhouding met God, maar nou het ons ook die Heilige Gees wat binne in ons bly. En elke kind van die Here, as jy vanmôre is en jy's 'n kind van die Here, jy het jou lewe vir die Jesus gegee, is die Heilige Gees op hierdie oomblik binne in jou. Hy leef binne in jou op hierdie oomblik, en dit is die wonderlikheid van die Pinkster, van hy gaan binne in ons kom woon. Hy woon nie meer tussen ons nie, hy's nou binne, hy's binne in ons. En die Heilige Gees is daardie stem in jou hart. Daai gewete, daai keer, moenie dit doen nie, nee. En daai sleg gevoel as jy iets gedoen het wat nie reg is nie, jy voel sleg, is die Heilige Gees wat vir jou, nee man, jy's beter as dit, you were made for more, nee man. Hy gaan jou nie judge nie, hy gaan net vir jou sê, nee man, is beter, ons kan beter doen as dit. Dis die Heilige Gees binne in jou wat dit vir jou sê. En dis wat so wonderlik is. Hoor wat staan aan Galasiërs 5 vers 16. Hoor nou baie mooi na die woorde hier. Julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink, doen en sê. So dis 'n keuse. Wanneer ek as kind van die Here leef, ek het die Heilige Gees, hy's binne in my, en binne in elkeen van julle. Hy leef op die oomblik binne in jou. Maar nou het ons 'n keuse. Nou sê hy, laat die Heilige Gees julle leer en lei. Laat hy saam met julle, gee hom toestemming om jou te lei elke dag. Of jy gaan jou eie kop volg. So, ons het 'n keuse hier. Ons moet hom laat lei. Julle moet julle lewens deur die Gees laat beheer. So of hy se beheer of ek se beheer. Alhoewel hy binne bly. So ek het absolute keuse. En laat hy in die stuur staan. En ons moet onthou, die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is nie 'n mag of 'n invloed of nie. Glad nie. Hy's 'n persoon. Die Bybel leer ons hy kan bedroef raak. Hy kan hartseer word. Jy kan hom teleurstel. Maar nou dat hy 'n persoon is, nou wil ek jy moet baie mooi hoor vanmôre. Jy het nie net 10% van die Heilige Gees in jou nie. Onthou, hy's 'n persoon. Jy kan nie net 10% as persoon hier wees vanoggend nie. Jy's hier ten volle in die diens. Hier sit jy. Kyk gou na jouself. Kan jy glo jou hele lyf is hier? Jy het nie 30% by die huis gelos wat kos maak nie, wens jy kon.
Maar jy's ten volle hier, dis presies met die Heilige Gees. Hy's ten volle op hierdie oomblik 100% binne in jou. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dieselfde Gees wat binne in Jesus geleef het, leef op hierdie oomblik binne in jou. Jy kry nie net 'n bietjie nie. As jy 40 minute 'n week Bybel lees, dan kry jy 20% ekstra van die Heilige Gees. Nee, ek het nie meer Heilige Gees as jy nie. En Jesus het nie meer Heilige Gees as ons nie. Ons het presies dieselfde. Maar ons het 'n keuse. Laat julle lewens lei deur hom. En Jesus het gesê, Heilige Gees lei my. Dis die verskil. Hy het hom totaal en al toegelaat. Wat's die doel van die Heilige Gees? Daai kere wat jy voel, ek kan nie. Heilige Gees, help my. Daai kere wat jy voel, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier deurkom nie. Dan bid jy, Heilige Gees, help my. Daai kere by die werk, wat jy voel, daai persoon irriteer my so. Heilige Gees, help my baie. Die Heilige Gees is daar om jou te help, om saam met jou hierdie lewenspad te stap. Daai kere wat jy nie weet wat om te doen nie, daai krisis, daai wonder in jou lewe, daai seer, daai pyn. In dit is die Heilige Gees daar om te sê, maar ek is daar om jou te troos. Ek is daar by jou, dis waar jy dan bid. Heilige Gees, want onthou hy's hier, hy's binne in jou. Heilige Gees, help my. Hy's nie daar ver nie. Hy's nie daar eenkant, hy bly nie hier by die kerk nie. Hy bly binne in jou. En ek glo, ons het die Heilige Gees meer as ooit van tevore nodig in ons lewens. As ons net kyk hoe lyk hierdie wêreld, hoe die mekaar alles is. Ek weet nie hoe gaan ons dit doen sonder hom nie. Maar die vraag is dan, hoekom voel ek soms dan nog steeds leeg? Alhoewel ek die Heilige Gees het, hy is hier binne in my, hy woon in my, hy bly in my, hoekom voel ek soms nog steeds leeg? Wat is die rede? Hoekom voel dit nie of daai beweging hier binne is nie? Die antwoord is in Efesiërs 5. En dan wil ek vir jou lees. En Paulus kom en hy wil vir ons iets leer oor die belangrikheid van die Heilige Gees in ons lewens. En Pinkster. En hy wil hê jy moet vandag weet, dat hy's binne in jou, maar hy wil jou en my kom challenge vandag, en hierdie gaan jou geweldig challenge vandag. Hoor wat sê Efesiërs 5 vers 18. Word met die Gees vervul. Hoe werk dit nou? Hy bly dan binne in my. Hoe word ek met die Gees vervul as hy binne in my bly? Wanneer ons dink aan vervul, dan dink ons aan 'n beker en 'n glas water. So hier's ek nou as 'n leehouer, en die Heilige Gees die water, nou gooi ek in. Nou word ek vervul met die Heilige Gees. Dis nie so nie, want as dit so is, dan sê dit vir my, dan het ek die Heilige Gees, dan het ek hom nie. Ek dink om dit te verstaan wat hier bedoel, wat Paulus hier skryf, is hy word met die Gees vervul. Dan moet mense ook dink, as hy sê, as ons met die Gees vervul word, dan sê dit eintlik maar ons kan met ander goed ook vervul word. So ons het nou 'n opsie hier. Word met die Gees vervul, of ons kan vervul word met onsself. Ek kan vervul word met mense, met dinge, met geld, met materiële goed. So ek het 'n opsie hierso. Want die eerste gedeelte van Efesiërs 5 vers 18 staan daar, moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. So daar's 'n opsie. Ek het 'n keuse in die lewe. Maar ek het die Heilige Gees, hy's binne in my. Hoe kan ek nou vervul word met die Heilige Gees? Die woord vervul, die Griekse woord is plero. Nou dit gaan vir jou iets net 'n lig aansit. Dit gaan vir jou so maklik maak om iets te verstaan. Nou daai woord plero word gebruik met seilbote. Nou die woord plero beteken, wanneer die wind waai, dan staan 'n seilboot daar. En die ding is, wanneer die seil oopgemaak word, en die wind waai in die seil in, dan kan die boot beweeg van die hawe af. En daai gebeurtenis, wanneer jy die seil oopmaak, en die wind waai in die seil in, dis die woord plero. En dis wat die Bybel sê, as hy sê, word met die Gees vervul. Eintlik wat hy sê is, maak jou seil net oop, laat die wind van die Heilige Gees jou vat, en net begin waai.
Te veel van die kinders van die Here sit nog in die hawe, en die seil is mooi opgerol en mooi vasgemaak, en dan sê ons, Here vervul my. Dan sê die Here, ek kan nie. Here vervul my, hy sê ek kan nie. Dis nie my werk nie, dis jou verantwoordelikheid. As hy sê, word met die Gees vervul, dis nie God se verantwoordelikheid nie, dis my verantwoordelikheid. Al wat ek moet doen is, ek moet die seil gaan losmaak, dit oopmaak en sê, Here, waai my. Maak my vol en laat daar beweging is in my. Dis wat dit beteken om vervul te word met die Heilige Gees. Alhoewel ek die Heilige Gees het, word ons nie altyd gestuur deur hom nie, want ons seile is nog heeltyd toe. So baie kinders van die Here sit in die hawe, hulle seile is nog opgerol en hulle wonder hoekom sukkel hulle lewens so. Ek sukkel so met sonde, ek sukkel met hierdie ding, ek kry nie hierdie goed afgelê. Hoe gaan ek klaar kry met hierdie goed? Want ons moet weet, ons blydskap, ons hoop, ons toekoms en die Here se plan vir ons lewens lê absoluut in die vervulling, die wind, die wat in ons deur ons lewens moet waai. Kom ek illustreer dit vir julle. Hier is nou 'n kind van die Here. Pragtig. Ek het vandag kerk toe gekom, ek is so opgewonde. Baie kinders van die Here lyk so as hy kerk toe kom. Kom ons sing. Nee, kom ons help jou. Want ons dink, almal moet my happy hou. As almal my happy gaan, sodra almal net sê ek is cool en ek is oulik, dan stap beweging, maar sodra iemand nie meer vir my kyk of groet nie, dan. Of, wil jy nie betrokke raak nie? Wil jy nie een van ons wees wat by die deure groet nie? Kom groet. Nee, groet. Kom aan man, wees sterk. Alhoewel hy 'n kind van die Here is, hoekom lyk hy so? Daar's niks binne nie. En ons probeer hierdie goed volmaak en ons volmaak met klomp goed. Dit gaan nie werk nie. Ons kan nie onsself volmaak en dink, wel as ek net begin, ja, miskien moet ek net miskien nicer wees. Dan gaan dit net vir 'n rukkie en dan en dan kom ons gaan vandag lekker die Here loof en prys en ons gaan hande klap en dan staan ons hier. En dan al die ander is hande in die lug en daar gaan jy. Hoekom is hierdie ding so? Hoekom lyk hy, Frikkie, wat gaan nou met jou? Wat gaan nou met jou? Weet julle hoekom lyk hy so? Die druk buite is meer as die druk wat hy binne het. Sodra die lewe van buite af meer druk as die druk wat jy binne in jou het, dan lyk jy so as kind van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, die wêreld se druk gaan nie minder word nie. Jy kan bid tot jy blou is. Here, doen dit en doen dit. Jesus self het gesê, in hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê. Dit gaan nie minder raak nie, maar wat wel moet gebeur is, ons moet miskien begin voller word. Nou kom die Bybel en hy sê, word vervul. Word vervul met wat? Word vervul met die Heilige Gees. Hoe lyk dit? Nie so nie. Kom ek wys julle, hoe lyk dit? Dis hoe dit lyk om vervul te wees met die Heilige Gees. Frikkie, en nou? Daar's baie van julle wat so lyk op 'n Sondagoggend. Ek dink ons moet 'n paar van hierdie goed kry en so in die gebou rond sit. As ons begin sing, dat julle kan sien. Hoekom lyk hy so? Hy's vervul. Nou kan die druk maar kom van die wêreld. Sien jy, lyk om so ding by die huis te hê nie? Jy kon net vir hom staan en kyk.
Frikkie, maar jy lyk opgewonde, jong. Jy lyk so goed. Amazing. Een kind van die Here wat ophou bid, lyk so. Waar is jy vandag? Of kom ons maar kerk toe en dan, ja, ek moet kom, my vrou het gesê ek moet kom, en dan, Frikkie, kom ons gaan kerk toe, kom ons gaan kerk toe. Ag, Here, help my man. Sleep hulle, maar kerk toe sal jy kerk toe kom. Nou is jy hier, kom ons begin sing. En dan kom die Here op Pinkstersondag in 2026 en hy sê, word vervul met die Heilige Gees. Span jou seile. Maak jou seile oop, dat die Here kan inblaas. Hoor wat sê Romeine 8 vers 14. Almal wat hulle deur die Gees laat lei, is kinders van God. Dis my keuse. Dis jou keuse in Pinkster in hierdie tyd. Gaan jy die Here toelaat om jou lei, of gaan jy net flat deur die lewe gaan? Gaan jy toelaat dat die druk van die lewe rondom jou maar net, ten minste is ek hier. Ja, maar jy is gevrek hier. Is dit waarvoor Jesus sy lewe gegee het? Is dit hoekom Jesus gesterf het? Is dit hoekom hy opgestaan het? Is dit hoekom hy besig is vir ons plek voor te berei, dat sy kinders van die Here so lyk terwyl ons leef? Net 'n vraag, vra maar net. Hoe lyk jy vandag? Ons moet hom toelaat in ons lei. Daai woord te lei beteken om te stoot. Om jou te stoot, om jou te stuur. En dis wanneer die wind dan kom, hy plero, wanneer ons in ons waai, en dan ons my seil is en ek gaan en die Here stuur my hierdie kant toe en daai kant toe, en ek maak 'n verskil, en die Heilige Gees maak 'n verskil in mense se lewens. Hulle kyk na ons en wow, hoe lyk hulle? Hulle is vol lewe, daar's energie. Maar die Here het ons gemaak om so te lyk nie. Ek het so 2 weke terug hierdie volgende quote gelees. En dit het my gees vasgegryp. God push me. Help me grow. I want the life we talk about. Ek wil jy hoor dit met jou hart vanmôre. Laat dit 'n gebed in jou hart vanmôre so wees. God push me, help me grow. I want the life we talk about. Hoe vorder jou groei vandag? Ek wil jou vra, ons is in die jaar van groei. Hoe vorder jou groei? Jou verhouding met God, het hy gegroei? Jou tyd saam met die Here, lyk dit al beter as 3 maande terug? Lyk dit al beter? Jou kerkbywoning, jou betrokkenheid, lyk dit beter? Want anders is dit hoe ons lewens gaan wees. Is jy al geestelik sterker as 2-3 maande terug? Is daar groei, is daar vordering? Of lyk jy vandag so? Hierdie lewe se druk is net te veel. Nou maar vanmôre vir jou sê, die druk gaan nie minder word nie. Ons gaan moet voller word. Daar's nie 'n manier wat hierdie wêreld se druk minder gaan word nie, inteendeel dit gaan erger word. Jesus self het dit gesê. Maar die oplossing wat hy ook self gesê het, word met die Gees vervul. Laat sy heerlikheid en sy krag in en deur jou lewe net weer kom waai. Miskien is dit die rede, dat ons al hierdie goed beleef, is omdat ons seile nog toe is. Wil jy nie vanmôre net kom en sê, Here, nee, ek gaan my seile oopmaak, en net bid, Here, lei my. Here, kom waai net weer deur my, kom beweeg net weer deur my, en maak 'n verskil met my lewe. Dis al ons dit gaan regkry. Dis al hoe ons die druk in die lewe gaan maak. Mag hierdie Pinkster jou weer opnuut laat besef en weet, daar's meer. I was made for more. En ek wil bid, Here, dat in hierdie Pinkstertyd wat kom, dat jy geëer sal word. Maar hier is ons vanmôre, Here. Ek gaan vra net daar waar jy staan op
op jou manier, jy alleen is nou, ek kan vir jou niks doen nie. Kan jy nie vanmôre op jou manier daar staan en sê, Here, ek span my seile vandag en ek vra, bleroo my, vervul my. Ek is moeg dat hierdie wêreld my altyd onderkry, dat hierdie druk van die wêreld my onderkry. Is nodig dat u Gees weer die druk wees in hierdie wêreld deur my lewe. Kom daar waar jy staan, commit jouself op net weer vanmôre aan die Here en sê, Here, hier is ek. Kom as jy wil, steek jou hande saam met my op. Kom maar nou nie wees soos hierdie mannetjie wat hier plat lê nie, steek jou hande op. En vra hom vanmôre, Here, waai deur hierdie seile van my hart. Waai deur my gees, waai deur my lewe, Here. Waai deur my. En Here, met hierdie Pinkstertyd wat voor en Woensdag aand met ons Pinksterbelewenis, dat U op so kosbare manier hier teenwoordig gaan wees. Dat U harte en lewens gaan kom aanraak en lewens gaan kom nuut maak. Maar Here, hier is ons vanmôre, ons het U so nodig. Leer ons meer van die Gees. Dankie, Here.